Waar is jy? Kruip jy ook dalk vir God weg? Ek lees uit Genesis 3 uit. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, jy mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet, en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Albei se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aangeruig en vir hulle lendeskorte gemaak. Hulle hoor toe die geluid van die Here God, wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hy het geantwoord, ek het u in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Hy vra toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet waaroor ek jou beveel het, dat jy nie daarvan mag eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het en ek het geëet. Die Here God vra toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Tot sover. Waar is jy? Kruip jy ook vir God weg? God weet presies waar Adam is, tussen die bome, agter die bosse. Hy steek sy sonde, dit waaroor hy skaam voel, weg. Hy wil nie uitgevang word nie. Die mens steek mos sy eie foute so weg. Alhoewel God presies weet wat aangaan, roep hy steeds, waar is jy? Hy soek steeds, hy kom steeds nader. Ons moet presies weet wat hier gebeur. Hierdie vraag, waar is jy, is nie die vraag van 'n ondersoekbeampte nie, maar van 'n Vader. Nie die vraag van 'n aanklaer nie, maar van 'n verlosser. Dis die eerste vraag in die Bybel, wat God se hart vir ons wys. God wat die sondaar soek, voordat die sondaar hom soek. Vandag kyk ons na die verhaal van Adam en Eva in Genesis 3. Die verhaal wat wys hoe sonde ons verhoudings breek. Eers ons verhouding met God en dan onvermydelik ons verhouding met ons naaste. Want sonde is nooit tevrede met net een slagoffer nie. Dit versprei soos 'n kanker, dit infekteer soos 'n virus. Genesis 3 vertel van die mens wat wegkruip omdat hy skaam is, skuldig is en nie uitgevang wil word nie. Om die volledige impak van Genesis 3 te verstaan, moet ons eers verstaan wat verlore gegaan het. Genesis 2 eindig met die woorde, hulle twee was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Nakend, maar sonder skaamte. Dit het niks te doen met fisiese naaktheid nie. Dit beskryf die mense wese voor die sondeval, volledig deursigtig, totaal aanvaarding, niks om weg te steek nie, geen rede om weg te kruip of om iets weg te steek vir mekaar nie. Die man weet alles van sy vrou en die vrou weet alles van haar man. Hulle is sosiale media ingesluit. Niks word weggesteek nie, want jy's oor niks skaam nie. Adam en Eva het mekaar volledig geken en is volledig geken. Sonder vrees, sonder om maskers te dra, sonder verdediging, maar meer nog. Hulle het ook so voor God geleef, niks om voor verskoning te vra nie, niks om weg te steek nie, niks om oor skaam te wees nie. Elke aand, elke middag in die koelte van die middag het God se teenwoordigheid deur die tuin gewandel. Hulle het God se teenwoordigheid beleef. Hulle het na God se teenwoordigheid uitgesien, elke middag, elke aand. Wanneer die dag afgesluit is, was daar niks om oor skaam te wees nie. Daar was absoluut niks tussen hulle en God nie. Geen hindernis, geen vrees, geen skuld, geen skaamte.
Dit was die lewe soos dit bedoel was om te wees. Maar dan kom die slang, so subtiel. Is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Wat doen die slang? Hy saai twyfel oor God se woorde. Het God werklik gesê? Hy verdraai God se karakter. Hy impliseer dat God beperkend is, kleinlik is, jaloers is. En hy bevraagteken God se goedheid, asof God iets van hulle weerhou. Eva se antwoord toon reeds die begin van twyfel. Van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jy mag nie daarvan eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Sy sê, en dit nie aanraak nie. God het nooit gesê dat hulle nie eers daaraan mag raak nie. Wanneer ons begin byvoeg by God se woord, is ons reeds op gevaarlike grond. Dan kom die regstreekse leuen. Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. En hier is die eintlike versoeking, die eintlike kern, julle sal soos God word. Hulle is reeds geskape na die beeld van God. Die mens is dus reeds soos God. God se eie asem is in die mens. Die slang lieg vir hulle en sê vir hulle dat hulle deur sonde soos God sal word, God wat sondeloos is. Die waarheid was eerder dat die slang die beeld van God in die mens probeer vernietig. Die waarheid is dat hulle die soos God sou verloor en eerder soos die slang sou word. Hier is die kern van alle sonde. Die begeerte om soos God te wees, alhoewel ons reeds na sy beeld geskape is. Eintlik vernietig die sonde juis God se beeld in ons lewens en ons besluit self wat goed en kwaad is. Hierdie eerste sonde was om die Skepper te vervang met die skepsel. En die oomblik toe hulle vir die slang se leuen val, kon hulle nie meer die beeld van God in hulle self sien of ervaar nie, en het hulle soos die slang geword, en daarom was hulle skaam, skuldig, en het dit probeer wegsteek. Wat doen die slang? Hy laat jou glo dat jou sonde eintlik nie so sleg is nie. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet, en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Let op die progressie. Sy sien en begeer. Sy wil hê wat nie hare is nie. Dit was 'n lus vir die oog, ek moet dit hê. Begeerlik om insig te gee, ek wil self kan besluit. Sy neem dit, dit is haar keuse. Sy eet, sy maak dit deel van haar wese, sonde word haar menswees. Sy gee aan haar man, sy maak hom deel daarvan. Sy neem en eet, en gee dit ook aan haar man. Sy neem en eet. Jesus kom draai hierdie begeerte na die verbode vrugte om en hy sê, hier is ek self, hier is my liggaam, neem dit en eet. Laat God weer God wees. Laat God weer jou God wees. En Adam, waar was hy? Hy was by haar, hy het net stil gebly. Hy het nie vir God opgestaan nie. Hy het nie tussen beide gekom nie. Hy het nie sy vrou beskerm nie. Hy het nie vir God beskerm nie. Hy het nie God se woord verdedig nie. En toe hy die vrug ontvang, het hy presies geweet wat hy doen. Wat is die gevolg van hulle keuse? Al twee se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Hulle oë het oopgegaan en het besef dat hulle God se beeld in hulle verloor het en eerder die slang se beeld aanvaar het. En hulle het gaan wegkruip. Sonde laat jou mos wegkruip. Hulle oë gaan oop vir hulle eie swakheid, maar hulle harte gaan toe vir berou. In plaas van eerlikheid, steek hulle foute en sonde weg. Die slang het beloof hulle oë sal oopgaan en dit het, maar wat sien hulle? Nie goddelike wysheid nie, nie hemelse heerlikheid nie, hulle sien hulle self, nakend, gesloop van God se beeld.
Vir die eerste keer in die menslike geskiedenis ontstaan die konsep van skaamte. Waar daar vroeër eerlikheid en openheid was, is daar nou skaamte en hulle kruip met hulle sonde weg. Waar hulle vroeër nie kon wag dat God by hulle teenwoordig moet wees nie, is daar nou skaamte en vrees. Waar daar vroeër vertroue was, is daar nou oneerlikheid. Hulle het vye blare aan een geryg en vir hulle lendeskorte gemaak. Ons moet mooi verstaan, hier gaan dit nie oor klere nie. Hulle maak amper iets soos 'n masker waarachter hulle kan wegkruip. Hulle maak asof daar absoluut niks fout is nie. Hulle gee voor, hulle bly oneerlik. In plaas daarvan dat hulle voor God neerval en hulle sonde en foute bely, kruip hulle weg en steek hulle skande, hulle naaktheid, hulle sonde en hulle ongehoorsaamheid weg agter mensgemaakte goed. Dit is die mens se eerste poging tot selfverlossing. En dit is hopeloos onvoldoende. Vye blare kan nie die skande van sonde bedek nie. Jou menslike pogings en maskers en ontkenning kan nie die gevolge van jou sonde ongedaan maak nie. En wat doen God? God wat weet wat gebeur het, kom nie woedend en skreeuwend en veroordelend na die mens nie, maar soekend. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hoor weer mooi, die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? God gee vir die mens die kans om eerlik te wees, om God se beeld te herstel, maar die mens kruip weg. Die verhouding is omgekeer. Waar Adam en Eva voorheen uitgesien het na God se koms, vrees hulle dit nou. Waar hulle voorheen na hom toe gehardloop het, vlug hulle nou van hom af weg. Maar let op, God roep steeds, waar is jy? Die sonde het die mens se soeke na God vernietig, maar dit het nie God se soeke na die mens vernietig nie. God soek steeds. God roep steeds, waar is jy? Die vraag weergalm dwars deur die Bybel. Dit is die vraag wat God vir Israel vra wanneer hulle sondig. Dit is die vraag wat Jesus vir sy disippels vra in Getsemane. Dit is die vraag wat die Heilige Gees vandag vir jou vra, waar is jy? God weet waar Adam is, maar die vraag het 'n ander doel. Dit gee geleentheid vir belydenis. God dwing nie mense nie, hy nooi hulle. Dit openbaar die mens se toestand. Die vraag dwing Adam om te erken waar hy is. En dit begin die gesprek van herstel. God praat steeds, ondanks die sonde. En dan Adam se antwoord. Ek het u in die tuin hoor beweeg, en ek was bang, want ek was naak, toe het ek weggekruip. Ek het u in die tuin hoor beweeg. Ek weet dat u hier is en ek is bang, want ek is naak. Ek is skuldig. Ek het u beeld in my verruil vir die slang se beeld, en toe het ek gaan wegkruip. Ek het my foute en my sonde weggesteek en ontken. Vrees in plaas van vrede. 'n masker in plaas van eerlikheid, ontkenning in plaas van herstel. Ek het u in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek is naak, toe het ek weggekruip. Ek het u in die tuin hoor beweeg. Die teenwoordigheid van God, wat voorheen vreugde gebring het, bring nou vrees. Ek was bang. Vrees het liefde vervang. 1 Johannes 4 vers 18 sê, in die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Omdat ek naak is. Hy is bewus van sy skaamte, sy onwaardigheid, sy skuld. Toe het ek weggekruip. Die natuurlike reaksie van sonde is om weg te kruip. Hier sien ons wat sonde doen. Eers die keuse teen God, dan kom skaamte, die besef dat God se beeld in my gebuig is, dan kom vrees, die emosionele gevolg van sonde, dan kom wegkruip, die gedrag wat uit vrees voortvloei. Maar God gaan met Adam in gesprek. God wil die gebreekte verhouding herstel. Wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet waaroor ek jou beveel het dat jy nie daarvan mag eet nie? Die eerste vraag is indringend. Wie het jou gesê dat jy nakend is? Voor die sonde was die mens nie naak nie.
Die mens was aangetrek deur die beeld van God. Nou skielik is die mens naak. Die mens het God se beeld uitgetrek en nou was hulle naak. Die oomblik toe die mens God se beeld uitgetrek het en die slang se beeld aangetrek het, was hulle naak. Toe God die mens gemaak het na sy eie beeld, het God gesê, dit is goed. Nou was die mens naak en nie meer goed nie. Sonde verdraai die beeld wat in die mens moet wees. Die tweede vraag gaan reguit na die kern. Het jy van die boom geëet? God ken nie antwoord, maar hy gee vir Adam die kans om eerlik te wees, om verantwoordelikheid te neem, om te bely. Maar in plaas van belydenis, verskuif Adam die skuld na Eva. En so doen Eva ook. Niemand neem verantwoordelikheid nie. Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het en ek het geëet. Die Here God vra toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Let op wat Adam doen. Hy blameer vir Eva, die vrou, maar hy blameer eintlik vir God, want u het haar gegee om aan my sy te wees. Hy minimaliseer sy eie rol en ek het geëet, asof dit bloot 'n passiewe handeling was. Eva se antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Eva blameer die slang. Niemand sê ek het gesondig en ek is skuldig nie. Niemand neem volle verantwoordelikheid nie. Dis steeds die patroon van sonde, vandag nog steeds in ons lewens. Ons blameer ons omstandighede. Ons blameer ons opvoeding. Ons blameer ander mense. Ons blameer selfs vir God, maar ons weier om verantwoordelikheid te neem. Wanneer jy jou sonde wegsteek, en solank jy jou sonde wegsteek, dra jy die gevolge. En die slang? Toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die makdiere en al die diere van die veld. Op jou pen sal jy seil en stof sal jy eet solank jy leef. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval. Die slang, die duiwel, wou God se beeld in die mens vernietig, en die mens laat verander na sy beeld. God vervloek die slang en bevestig die uiteindelike oorwinning. Die saad van die vrou, Jesus Christus, sal die slang se kop vermorsel. Hier, in hierdie woorde van oordeel, skitter die eerste lig van die evangelie. Die eerste evangeliebelofte, Jesus Christus sal verlossing bring. En die gevolge vir Eva, die vrou? Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry, met jou swangerskap baie erger maak, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Nou jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Die vrou het God se skepingsmag ontvang. Sy sal kinders in die wêreld bring. Wat 'n ongelooflike voorreg. Die vrou bring nuwe lewe in die wêreld in, maar nou gaan dit nie meer met hierdie skepingsmag wees nie, maar eerder deur smart en pyn. Die vrou word nie meer medeskepper van lewe nie, maar eerder nou die instrument waardeur lewe geskep word. Jou man sal oor jou heers. Die vrou is geskaap uit die rib van die man. Die bedoeling was dat hulle mekaar moes ondersteun, dra en help as gelyk is. Nou is hierdie verhouding tussen man en vrou vertroebel. Waar daar voorheen wederwysige diens was, is daar nou 'n stryd om mag. Wat is die gevolge vir die man? Vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet solank jy leef. Dorings en dussels sal dit vir jou laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Met sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Die man sal nie meer net die skepping bewerk en bewaak nie, ja, selfs daardie verhouding is beskadig. Die man se skepingsmag in die natuur is vervang met sweet. Die man word nie meer medeskepper in die natuur nie, die skepping staan nou teen die mens. Die skepping sal dorings en dussels voortbring
in plaas van vrug. Die grond is vervloek. Hy sal deur sweet sy brood verdien. Dorings en dissels sal groei. Uiteindelik sal hy terugkeer na die stof. Uiteindelik word die mens weer stof. Van die beeld van God tot terug na die stof waaruit hy gemaak is. En tog gee God genade. Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit vir hulle aangetrek. Adam en Eva het hulle eie naaktheid en skuld probeer wegsteek met vye blare. Dit was onvoldoende. God maak vir hulle klere. God vou die mens se skande toe deur sy genade. Maar velle beteken 'n dier moes sterf. Hier is reeds 'n offer wat gemaak is in die mens se plek. Die mens moes gedurig offers bring. Maar op die ou einde is Jesus geoffer en het ons hom aangetrek en is ons sonde, ons skuld, ons skaamte weggeneem. God self voorsien in die bedekking vir sonde. Nie deur die mense pogings nie, maar deur God se genade. Nie deur vye blare nie, maar deur die dood van 'n plaasvervangende offer. Waar is jy? Trek vir Jesus aan. Leef in jou vergifnis en leef jou verlossing. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.